Suid-Afrika sien dalk binnekort 'n nuwe ambassadeur van die FSA af. Die man met die naam Brent Bozell. En hierdie man is 'n ondersteuner van Trump. Dis nou een van sy konservatiewe buddies wat nou al vir 'n hele ruk in die konservatiewe wêreld in Amerika doenig is. En die Media Research Center daar in die gang gekry het nou, ek dink is al amper 40 jaar. Interessante ding, gaan kyk 'n bietjie na hulle website. Maar die punt is, gaan hierdie skuif 'n goeie ding wees vir Suid-Afrika? Ons trek nou iemand in van Amerika af wat 'n sterk conservative is. En hy gaan dalk koppe stamp met mense soos Ramaphosa, Lamola, en daai tipe mense. So, ons gaan maar moet sien wat gebeur. Op watter vlak gaan hy kommunikeer? Gaan hy ooit met die president, met Cyril Ramaphosa direk kan gesels? En gaan hy dalk punte kan oorbring ter ondersteuning van Trump se idees en ook dalk punte van solidariteit, AfriForum ensovoorts, want AfriForum en solidariteit het al met hierdie man gesels en gesê, weet, dit is die man wat ons nodig het om mee te gesels, omdat sy idees reg is en hy ondersteun ons. Ek praat dan van die minderheid, spesifiek die Afrikaner minderheid. Ja, daar is ander minderhede ook, ek weet, dit is so, maar ek praat spesifiek van ons minderheid, hierdie spesifieke groepie. As jy wil praat oor 'n ander minderheid of 'n ander groepie, by all means gaan praat met hulle, vorm jou eie groepie en gaan veg oor daai dingetjie. Hierdie gesprek gaan spesifiek oor die Afrikaner minderheid en Afrikaanse taal. Ja, ongeag wie almal nou wil Afrikaans praat of hulle self skielik hier kom identifiseer as, ja, maar ons is ook deel van 'n, ja, gaan praat met Brent Bozell daaroor en stel jou punt, stel jou groepie aan hom bekend, of jou minderheid. En dit is nou nog 'n ding, hierdie ding van minderhede. Ons moet aanvaar, ons is 'n minderheid in die land en gaan altyd 'n minderheid wees en ongelukkig, omdat ons 'n minderheid is, gaan daar altyd 'n vyandigheid wees van die meerderheid wat ons wil stenig of punish. As mens nou die Engelse woord daar wil gebruik, hulle wil revenge tactics, dit is nou maar net so. En dis asof 'n mens in Suid-Afrika, mense soos ek en jy wat nou gebore in hierdie minderheid is, die hele tyd moet veg om oorlewing en 'n rede vir die regering en ander mense moet gee hoekom jy die reg het om te lewe en te bly in hierdie land, want almal sê vir jou mos nou deesdae, man, hoekom trek jy nie FSA toe nie? Hoekom gebruik jy nie, maak jy nie gebruik van Donald Trump se refugee ding nie? Ek stel nie daarin belang nie. Hier is die land waarin ek gebly het en dit is die land waarin ek wil bly. Ek wil in Suid-Afrika bly. Ek wil dinge hier uitsorteer en ek wil graag my stukkie area hê waarin ek mag lewe in vrede en veilig, sonder dat ander mense, veral mense in die media, my kom sit en dreig die hele tyd. So ek is bly wanneer ons nou mense het, al is dit dan nou mense uit die buiteland, wat 'n stem kom gee, 'n bietjie ruggraat, want ek voel dat die politikuste wat ons tans in Suid-Afrika het geen ruggraat nie. Hulle is bang vir politieke uitval, hulle is bang vir Ramaphosa, hulle is bang vir die ANC. Hulle soek 'n manier om te sweetjies om hulle te trap en, ag, ek wil tog nou net nie vir Ramaphosa kwaad maak of die ANC kwaad maak nie, want ek kry tog nou maar 'n geldjie aan die einde van die maand vir die bietjie wat ek doen, al is dit nou ten skade van my eie mense. So ja, julle daar buite, wat dink julle van Brent Bozell? Interessante naam, is 'n 70-jarige man, so hy het baie kennis, wêreldskennis, en ek het nie 'n saak wanneer mense nou sê, ja, maar hy kom van die FBI, CIA, hy kom spioneer, I don't care.
Hy is 'n persoon wat hier is en dit is die persoon wat nou maar hier gaan bly, gaan die ANC om probeer uitdruk, soos dit Rasool in Amerika uitgedruk is, gaan hulle 'n rede probeer soek om te sê, oei, wag, julle het ons ambassadeur uit julle land uitgeskop, nou gaan ons dieselfde doen met julle sin. Dink julle die ANC is braaf genoeg om so 'n stand te probeer trek? Of dink julle dat hy die vermoë gaan hê om die kommunikasiegaping wat daar geskep is deur die ANC vol te maak? Daai kommunikasiegaping wat ons regtig nodig het, want die ANC wil met niemand kommunikeer nie, dit is nou maar 'n ANC ding. En bewys daarvan is hulle weier om vergaderings van Solidariteit en AfriForum na te kom. Hulle wil nie met hulle vergader om uit te vind wat is die probleme waarna gekyk moet word nie. Ons weet daar's landelike plaasprobleme op die plase ensovoorts. Dit help nie julle kom sê vir my die hele tyd in die comments, ja, maar wat van al die mense wat vermoor word op die plase? Ek is 100% bewus daarvan. Is bewus van al die probleme, maar 'n mens kan ook net soveel bespreek in een video. En jy kan ook nie dieselfde ding bly oor en oor herhaal nie. Maar ons moet realisties wees. Mens kerf 'n stukkie uit. Mens bou nie 'n standbeeld met een groot hamerslag nie. Dink 'n bietjie aan daai ene. Jy bou 'n standbeeld deur stukkie vir stukkie noukeurig op daai detail in te gaan en dit is hoe jy 'n netjiese standbeeld bou. En dis wat ons mee besig is hierso. En ons moet elke stukkie kommunikasie op sy eie hanteer en elke geval, soos in hierdie geval nou Brent Bazell, ek kan nie wag om hom in Suid-Afrika te kry nie. Gaan dit hierdie jaar al gebeur? Ons weet nie, ons wag nou vir daai Senate vote om nou deur te gaan. Dit is op hulle executive calendar. Maar daai executive calendar is baie onvoorspelbaar. Dit kan enigiets van dae tot weke, selfs maande vat om by sy punt en sy vote uit te kom. Nou wanneer hy nou eers ingevout is, dan moet hy nou hiernatoe kom, weet nou. Sy sakkies pak en Suid-Afrika toe kom. Dis 'n groot skuif vir enige persoon. En dan moet ons kyk hoe vinnig dinge kan gebeur. Nou ek glo nie, dit sal hierdie jaar al gebeur nie, tensy hy besluit hy wil nou bietjie kom, sy eerste maand of so in Suid-Afrika kom vakansie hou, omdat die regering is op daai punt, hulle sit almal daar en dink, these problems is for next year. Hulle wil niks nou verder aanpak nie. Ek dink al die probleme en goeders wat hulle nou het in die regering, gaan hulle uitstel tot Januarie, dalk Februarie, en want die volgende 2 maande is Kersfees. So kom ons sien wat gebeur, en laat my weet, wat dink julle van Brent Bazell? Is daar enige vrae wat julle het oor die man? Of wat weet julle van hom, wat ek dalk nie weet nie? En dink julle, dit is 'n goeie skuif? Dink julle dit gaan 'n goeie ding wees vir Suid-Afrika? En wat is jou opinie? Wat dink jy gaan gebeur in die volgende paar maande? Sou Brent Bazell in Suid-Afrika opeindig as ambassadeur vir die FSA?